Om foute te maak is nie lekker nie. Ek het 'n belangrike toets wat vir my voorlê, my vriende gaan bietjie kuier die aand voor die toets, en ek besluit ek gaan net vir 'n rukkie kuier en dan gaan ek leer. Maar uiteindelik kom daar niks van die leer nie. En toe ek sukkel in die toets en die uitslae kom, toe is ek so kwaad vir myself, so spyt oor wat ek gedoen het. Ek het 'n baie goeie projek met baie potensiaal en ek gaan na 'n vriend toe en ek leen 'n groot bedrag geld, maar dinge werk toe glad nie uit soos ek gehoop het nie. Afgesien van meer as sy geld van teruggee, het ek niks meer nie. En is die vriendskap ook in gevaar. Hulle waarsku haar teen hierdie ou. Sy sê nee, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan aan met hierdie verhouding. My liefde sal hom oorwin, ek sal hom reg kry. Uiteindelik, na 'n klompie jare is daar niks oor nie. Sy is op straat, sy het niks nie en sy spyt. Kom ons leer vandag by iemand wat regtig groot gegaan het, toe hy 'n fout gemaak het en hoe met hom gewerk is. Here, dankie vir die wonder en die voorreg om nou uit u woord te leer hoe u met ons werk. Dankie dat u tyd laat stilstaan, dat u ons terugvat na daardie geleentheid, daardie gebeurtenis waar ons die seun is en ons voor u kom staan. Wil u ons nou kom leer en wil u ons verander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees die gelykenis van die verlore seun. Lukas 15 vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ou reis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy pa het hom gesien, nog ver aankom, hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Vers 20. 'n baie algemene reaksie wanneer 'n mens 'n fout gemaak het, is dat jy half jou identiteit aan daai fout koppel. Jy is eintlik 'n fout, jy het 'n fout gemaak en dit word versterk deur talle mense wat baie te sê het na ons so groot fout gemaak het. Veral mense naby ons, dalk in ons gesin baie keer, die ek wil hulle noem ek het jou moes gesêrs. Dit beteken, mens kan jou oordeel nie vertrou nie, en jy voel baie simpel. Maar foute is 'n belangrike deel van die lewe. Deur foute leer ons die belangrikste lesse. En daarom, as mense foute maak, wanneer ek 'n fout gemaak het, kan ons geweldig baie leer uit hierdie gebeurtenis tussen die seun en sy pa. Hierdie seun maak die grofste, onverskoonbaarste fout denkbaar. Hy vat sy erfporsie voor hy moet. Sy pa sit dit in geld maar dit is verskriklik kompleks, want die goed dis deel van 'n boerdery. Die goed is intraafhanklik. Jy kan nie een deel uithaal en die res van die boerdery ook ingedrang. Maar hierdie pa gaan deur die hele moeite en hy gee vir hierdie seun wat hy vra.
Die seun gaan belê dit nie goed nie, hy gaan mors dit op prostituie en slegte vriende. En uiteindelik verloor hy al die geld en hy verloor ook al sy vriende. En daar sit hy in sy ellende. En dan sien mens hoe hy terugkom huis toe en jy hoor al die gesprekke as hy kom. Ek het jou moes gesê, dis waarteen ek jou gewaarsku het. Dis wat mens verwag, en as jy dit sou kry, sou dit heeltemal reg gewees het, dis hulle reg. Maar dan doen hierdie pa die vreemdste ding. Want sien hierdie pa, en dis ons pa, God, het sondaars lief. Vreemde term, sondaars vermy, hy het sondaars lief. Hy reik uit na hulle. Want sien, hy verstaan dat om foute te maak 'n kritiese deel is van die lewe. En wanneer jy 'n fout gemaak het, is daar baie belangrike goed wat in plek moet kom om te maak dat hierdie fout tot jou voordeel kan wees. En die eerste wat hy het, is iemand wat hom liefhet, ongeag wie hy is. Iemand wat ten spyte van sy fout nog steeds in hom glo en in sy potensiaal glo. En hierdie pa is 'n meester as dit daarby kom. As hy nie wag dat die seun eers hierdie belydenis van hom doen nie. Hy wag vir die seun nie by hom kom en sê, pa, ek smeek jou, ek weet pa wil nie met my praat nie, maar kan ek nie net ietsie vir pa sê nie, niks van dit nie. Voordat hy nog by die pa kom, toe storm die pa hom tegemoet. Die pa het gewag, hy het geweet hy moet kom, want hy weet in hierdie moeilike omstandighede is hy verskriklik eensaam. Daar is net een wat vir hom omgee en dis die pa. En toe wag die pa vir hom. Vir ons is hierdie baie relevant, want foute kan of bal aan ons voet word, wat ons self heeltyd oor verwyd en ander mense ons oor verwyd. Of foute kan 'n belangrike fundament word, 'n bousteen waarop ek die res van my lewe kan bou. En om dit te kan regkry, is daar twee dinge wat in plek moet kom. In die eerste plek het hierdie pa onwrikbaar in sy seun geglo. Hy het by hom gestaan, ongeag sy fout. Want sien, hierdie pa het verstaan dat foute belangrik is vir lewenslesse, om die lewe te verstaan. Foute is 'n kritiese element van lewe. Dis nie van nature so nie. Van nature is foute half iets wat ek nie moet doen nie. Ek moet verhoed dat ek foute maak. So ander mense probeer my betyds waarsku en goed leer, sodat ek nie foute hoef te maak nie. Ek het dit op 'n harde manier geleer. Toe ons oudste seun leer fietsry het hy met sy fiets sulke ags gery op 'n teerpad waar daar sandkol was. Nou ek het in sand groot geword en ek weet hoe kan jy val op 'n sand. Een van my hardste valle ooit met 'n fiets, en ek het 'n paar keer goed geval, was toe my voorwiel gegly het op sand. En ek besef, maar ek kan my kind hierdie pyn spaar. Hy hoef net na my te luister, dan hoef hy nie hierdie fout te maak nie. En ek verduidelik mooi vir hom, en ek wys vir hom op die teer, as hierdie wiel op die sand gly, hoe hy onder jou uitgly, en ek verduidelik hoe verskriklik pyn dit is, en al die rowe en seer en alles. En hy sê, "Sjoe, pa, dankie nie, ek verstaan, ek is bly jy het my vertel." Ek is net terug in die huis. Hier hoor ek hierdie verskriklike geluid. Kom uit, toe hy presies op daai sandkol vir hom te pletter geval. Nou kom die moeilike deel, en my instink het dit besef, is om by hom te kom en te sê, maar wat vang jy aan? Ek het moes nou vir jou gesê, is jy dom? Wel, omdat ek 'n ervaring gehad het vroeër in my lewe, waarvan ek nou sal vertel, kon ek dit toe reg kry, by al die foute wat ek gemaak het, om vir hom te sê, jenetjies, hierdie simpel sand. Voel jy alright, kan ons gou pleister op jou goed sit, kan ons salf aansit, toe maar, kom helemaal hier by my, en ek dra die fiets van my huis toe. Hy het geval, maar ek bly in hom glo. Ek het dit in my lyf gevoel, toe ek 'n reuse fout gemaak het in my lewe. Ek het met bly nie studeer nie, my eerste jaar op universiteit gedryf, op 'n fase in my ouers se lewe, toe hulle finansiëel onder geweldige druk was. My pa het 'n klomp landbankskuld gehad, wat hy moes terugbetaal, hulle het niks geld gehad nie. Toe is ek op universiteit in my eerste jaar. En toe ek nou sien, ek het dit nie gemaak nie, op die kennisgewingbord het ek so 5 minute se terugstap na hom toe, om nou vir hom te sê, luister, ek het dit toe nie gemaak nie. En nou weet ek wat hy vir my gaan sê. Ek gaan so deur die hele gesprek, hoe teleurgesteld hy is. En dan weet ek uiteindelik, sal hy vir my moet sê, en jy weet, ons kan jou nie weer verder help nie. En ek weet dit is waar, dit is die een ding wat hulle nie kan doen nie. Toe ek by hom kom en vir hom sê, pa, ek het gedruip, sy enigste woorde, hoe kan ons jou help?
En 'n mens dink, "Sjoe, maar dit is lekker want ek het nie deurgekom nie omdat ek nie geleer het nie, nou gaan my pa my help, so volgende jaar kan nog lekkerder wees." Die teendeel het gebeur. Toe ek iemand het wat regtig in my glo, wat weet dat ek 'n toekoms het en wat deel van daardie toekoms wil wees, na ek een van my grootste foute gemaak het. John Ortberg is 'n baie besondere skrywer, 'n Presbyteriaanse leraar. En hy het 'n boek geskryf, "As jy op die water wil loop, klim uit die boot uit." En in die boek verwys hy na die gebeurtenis tussen Petrus en Jesus, toe Jesus op die water geloop het, en Petrus vir hom sê, "Maar ek wil ook op die water loop," en hy uitklim en hy toe sink. Nou, hy het 'n fout gemaak, maar daar was 'n klomp ander mense ook in die verhaal, en dit was sy vriende wat in die boot gesit het. En 'n mens sou dink wel, hulle het vir hom gelag en gesê, "Is jy nou dom, hoe het jy gedink jy gaan op water loop?" Nou vra hy, wie is die mense wat eintlik sleg lyk? Nie die een wat gewaag het en 'n fout gemaak het nie, maar die wat glad nie eers probeer het nie. En dis die rol van foute in ons lewe. Foute help ons om lesse te leer wat standhoudend is en wat krities en belangrik is. Ons sou oor foute kon dink as skoolgeld. Ek het 10 jaar, vandat ek klaar is in skool totdat ek my eerste salaris verdien het, was 10 jaar gewees. En as jy my bankbestuurder nou bloot na my banksaldo moes kyk, elke groot bedrag geld wat elke jaar in die studies ingaan, en ek werk verskriklik hard, en ek leer dat dit klap, maar ek verdien nie 'n sent nie, inteendeel, ek verloor 'n klomp sent, dit kos my 'n klomp geld om te gaan studeer. En jy sou bloot na my bankbalans kyk, so jy sê, maar hierdie man boer agteruit, hoe dink hy oor die toekoms? En elke jaar is dit maar net weer dieselfde. En toe na 10 jaar, toe begin ek eers geld verdien. En baie keer verwyd mens jouself oor die skade wat jy gekry het, of hoe ver jy jouself finansiëel teruggesit het, of in verhoudings, of in jou gesondheid baie keer. Maar besef nie dat dit skoolgeld is. En skoolgeld beteken ek maak 'n belegging eintlik, ek gee geld weg, sodat ek later kan terugkry. En dis die doel van foute. Foute moet nie oor en oor gemaak word nie. Henry Ford het 'n belangrike opmerking waar hy sê dat dis nie 'n probleem as jy 'n fout gemaak het nie, dis wel 'n probleem as jy dieselfde fout oor en oor maak. So die belangrike is dat ek die waagmoed moet hê om te kan foute maak, want ek gaan nie verwerp word nie, hulle gaan in my bly glo, maar nie dieselfde foute oor en oor te maak nie. En dit bring ons by 'n ander baie belangrike faset, wat ons sien uit die verhaal van Richard Branson. Hy is een van die mees suksesvolle besigheidsmense wat ooit op die planeet was. En daar's baie suksesvolle besigheidsmense, maar wat hom anders maak is dat hy totaal dislekties is. Hy kan nie lees of skryf nie, en dit was traumaties vir hom om op skool te wees. Hy het nie verstaan dat daar met hom fout is nie, hy het net gedink hy's dom, hy snap net nie wat die ander snap nie, en die onderwysers het hom so laat voel. Hy het opgesien na skool, dit was vir hom 'n marteling, en op 15 is hy ook uit die skool uit. Toe sê hulle vir hom, daar's geen toekoms vir jou in hierdie stelsel nie, jy moet maar 'n ander plan maak. Nou, hoe gaan 'n kind aan in die lewe, as hy glad nie kan lees of skryf nie, en op 15 na die skool uitgaan? Later toe hulle in 'n onderhoud vir hom vra, wat het hom gebring waar hy is, sê hy daar 2 belangrike dinge gebeur. Die eerste een is, dit is die rol wat sy pa gespeel het, sê hy. Die eerste ding wat sy pa gedoen het, is dat sy pa onwrikbaar in hom geglo het. Hy het hom liefgehad en vir hom elke dag gesê, ou seun, jy het 'n groot toekoms, jy gaan nog baie suksesvol wees. Elke dag het hy dit vir hom gesê. Maar in die praktyk het die seun niks reg gekry nie. Hy het nie op skool geslaag nie, hy het nie na wense gevorder nie, maar sy pa het onwrikbaar in hom geglo. En dis wat hier gebeur. Dat hierdie pa, en wanneer ons as paas dit reg kry, of mense met ons te doen, dan stel dit ons in staat om met selfvertroue te kan waag en dinge te kan doen. En Richard Branson het ook 'n klomp foute gemaak, vir geweldige bedrae verloor en lesse geleer, maar hy het sy lesse geleer en hy het aangepas en hy het weer op sy voete gekom en elke keer beter en beter vooruit gegaan. Mense wat in jou glo, dis die eerste belangrike. En as mense nie in ons glo nie, moet ons weet, maar God glo in my. God doen met my wat hy met daai seun gedoen het. Wanneer ek foute maak, dan kom sit hy met deernis by my en sê, ou seun, wat het ons hier? Wat gaan ons maak? Want ek glo jy gaan dit nog ver bring en ek is hier vir jou.
Maar die tweede ding, wat net so belangrik is, en dis die tweede ding wat Richard Branson sê, sy pa gedoen het, sy pa het hom verantwoordelikheid laat vat vir wat hy gedoen het. As hy geld by sy pa geleen het sy pa seker gemaak dat hy elke sent terugbetaal. As mense foute maak, en ons los hulle probleem vir hulle op, as ons die Engelse term kon gebruik, ons byl hulle uit, ons betaal vir hulle die borgtog, hulle gaan net weer aan, dan help ons hulle glad nie. Dit is krities dat ons die verantwoordelikheid dra vir die fout wat ons gemaak het. En daar het ek 'n dom ding met hierdie selfde seun van my gedoen. Hy spaar geld vir 'n fiets en ek help hom, gee so 'n bietjie ekstra sak geld en hy doen werkies en allerlei goed en so het hy genoeg geld vir die fiets. En net toe hy die fiets moet koop, toe kom skielik 'n nuwe rekenaarspeletjie uit en hy besef maar hy wil 'n rekenaarspeletjie en hierdie fietsgeld is genoeg vir die rekenaarspeletjie. Ek sê vir hom, daar's nie 'n manier nie. Jy kan spaar weer van vooraf vir die rekenaarspeletjie. Hierdie is fietsgeld. Hy sê nee, die fiets is nie so belangrik nie en hierdie speletjie gaan vir hom moontlikhede oopsluit en ek waarskynlik gaan te kere. Maar uiteindelik toe gaan hy en hy gaan koop die speletjie. Wel, die speletjie het toe glad nie gewerk soos hy gehoop het nie. En hy spyt hy die speletjie gekoop en die geld is weg en toe soek hy weer sy fiets en toe maak ek my fout en ek sê vir hom, jy sien, jy het jou les geleer, nee ja, nie, hy het sy les geleer, nee goed, in daai geval, hier's geld, gaan koop vir jou fiets. Dit was verkeerd, ek moes hom gelos het, hy moes weer van vooraf gespaar het. So toe hierdie seun terugkom by die huis, hy het alles verloor, het sy pa nie vir hom gesê, weet jy, ek gee nou alles weer vir jou nie. Al wat hy gehad het, was die teenwoordigheid van 'n liefdevolle pa, maar hy het niks gehad nie. Maar hy het niks nodig gehad nie, want toe kan hy weer begin leef en op die regte manier by mekaar maak en op die regte manier waardeer wat hy gehad het. En ons het nie die verhaal van die tweede seun gelees nie, maar dis die verskil tussen die pa en die oudste seun. Die oudste seun was 'n ek het jou moes gesê, wat hom net verwyd het en gesê het hy verdien om een kant toe geskuif te word, hy is niks werd nie. Teenoor die pa wat sê ek staan by hom ongeag wat hy doen. En wanneer ons foute maak, is dit wat ons nodig het. Mense wat by ons staan. En wanneer mense in ons lewe foute maak, verwerp ons hulle nooit as mens nie. Hulle het skade gekry en hulle moet die gevolge daarvan dra. Maar ek gaan altyd in hom glo. Ek glo altyd in die toekoms. En dan word my foute iets waarop ek kan bou. Dan kan ek uit die lesse wat ek geleer het met selfvertroue vorentoe kyk, dankbaar wees oor wat ek het, met 'n nuwe ywer en nuwe kreatiwiteit kan ek die geleenthede gebruik. En ek kan weet dat ek 'n God het wat my nooit een kant skuif nie, ongeag wat ek gedoen het. Kom ons dank die Here vir die voorreg dat hy ons Here is en hy so pad saam met ons loop. Here, dankie vir die wonder van ons verhouding met U. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons dra. En dat U in ons glo, dat U vir ons moontlikhede open, dat U ons by ons staan ook as ons foute gemaak het, dat U dit neem, dit wegneem en ons weer nuut en skoon maak. En dankie dat ons dan die lewe met verantwoordelikheid kan leef. U weet dat U naby is, dat ons die kanse kan gebruik wat die lewe vir ons bied. En ons bid vir mense wat deur hulle foute so seer gekry het, dat hulle vertroue verloor het, dat hulle nie meer wil waag nie, en dat hulle baie negatief is oor hulle self en oor ander mense wat foute maak. Dankie dat U nie vir foute skrik nie. Dankie dat U 'n offer gebring het, wat ons altyd beveilig het. Mag U verheerlik word. Amen.